Ek groet U in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Maandag, die 3 Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Vra verskoning dat my boodskap vanoggend so bietjie laat is. Ek is maar so bietjie pap, onder die griep. En dankie vir elke gebed wat opgaan, dankie vir bemoedigende boodskappe, waardeer dit opreg. Maar vanmôre kom die woord uit 1 Korintiërs 9 vers 15 tot 27. Is dit deel van die skrif wat vir my baie belangrike of 'n baie persoonlike plekkie in my hart het. Want so in die begin, toe ek tot bekering gekom het ek een aand vir die Here gevra om vir my 'n woord te gee. Nou as ek al by my maale gaan kuier het, hulle het so 'n drywerpriool gehad daar agter in hulle erf. As ek daar gaan kuier het, daar was so 'n liggie gewees, dan kon ek daar onder die liggie staan, Bybel lees, en dan gaan ek onder die priool in, om te bid. Dit was my spesiale bidplekkie daai. En die aand toe ek die Here vra, voordat ek die Bybel uitlees, met die Bybel in my hand, om vir my 'n spesiale skrif te gee. Wat gaan my doel wees eendag in die toekoms? Wat is sy roeping op my lewe? Want soos baie van julle weet, het daar sekere dinge in my lewe gebeur, hoe ek tot bekering gekom het en hoe my lewe verander het. En ek weet ek is geroep van kleins af. En ek kon dit nie verstaan nie, en ek het baie jare vir die Here probeer weghardloop, wegkruip. Ek wou dit nie doen nie, ek was bang daarvoor. En ek weet daar's ander mense in dieselfde situasie, wat net so voel. Ons het nie altyd al die antwoorde nie. Maar ons weet een ding verseker, daar's 'n druk op ons geplaas om iets te doen vir die Here. En die Here vat ons deur 'n tydperk en hy leer ons en hy versterk ons en hy vat ons op 'n pad, net so wat Moses was. Moses se lewe was al in gedrang voor hy gebore is. Maar hy is groot gemaak onder die hande van die eintlike persoon wat hom wou doodmaak. 40 jaar was hy opgelei in die kasteel van die koning. Goeie opvoeding ontvang. Hy kon skryf. En daarna was hy vir 40 jaar weg gewees, waar hy nog meer opleiding ontvang het. En ons sien dalk om 'n skaapwagter te wees of om vir iemand te gaan werk, nie as opleiding nie. Maar daagliks gebeur daar dinge in ons lewe en die Here sê vir ons, let op dit, let op daai. Weerstaan daai. Neem dit in. En so leer ons dinge. Baie keer sonder dat ons het besef. Maar hierdie skrif wat ek vanmôre met jou wil deel, het 'n baie spesiale plek in my hart. Want dit was die skrif wat ek daai aand gekry het en ek het dit nie verstaan nie. Ek het nie verstaan wat die Here vir my sê nie, maar vandag verstaan ek dit. Maar ek het van geen een van hierdie dinge gebruik gemaak en ek skryf dit nie met die bedoeling dat dit so met my moet wees nie, want dit sou vir my beter wees om te sterwe as dat iemand my roem sou verydel. Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie. Want die dwang is my opgelê. En wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon. Maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap aan my toevertrou. Watter loon het ek dan? Dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kragteloos of kosteloos bring, om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie. Ek lees weer die versie, skuis vir die tongknoop. Watter loon het ek dan, dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win.
Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat onder die wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle geval sommige te kan red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang? Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Met ander woorde, daar's baie keer ondank vir dit wat ons doen vir die Here. Daar is baie kere wat mens net aanhou om die dinge te doen wat die Here op jou hart gelê het, om siele te win. Maar die dankbaarheid daarin is baie min, baie skram. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwelplik sou wees nie. Jy sien, wanneer ons spreek, ons wat geroep is om dit te doen, praat ons nie altyd net met almal wat luister nie. Ons praat ook met onsself, want die woord is vir ons ook 'n lering. En baie kere maak ons ook foute, het ons ook swakhede, maar ons vat verantwoordelikheid daarvoor, en ons staan in geregtigheid, in die waarheid, want dit is wat God van ons verwag, om eerlik te wees, om diensbaar te wees. Want die waarheid is die gordel wat alles vashou op ons liggaam en die wapenrusting van God. Ons moet daarin wandel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat U ons elkeen by die naam geroep het, Here. Dat U vir ons elkeen 'n werk gegee het in U koninkryk hier op aarde, sodat U evangelie kan groei, Here, en sodat siele gewen kan word, met opregte harte, Here. Vader, ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor vandag, dat U in hulle harte sal werk, dat ons krag sal wees deur U, Here, maar om siele te win, nie net om mense te bemoedig nie, Here, maar om mense te kry om tot bekering te kom, om hulle foute, hulle sondes voor U te bely, soos 2 Kronieke 7 vers 14 sê. Wanneer ons onsself verootmoedig voor U, ons sonde bely, tot bekering kom, dan sal U ons hoor, dan sal U ons vergewe, en dan sal U ons herstel. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.